Miskien het jy 'n behoefte om net vanaand vir die Here te sê, net dankie te sê vir een of twee goed in die afgelope dag of in die afgelope week. Net een of twee goed. Sê net vir hom dankie vir een of twee dinge wat nou op jou hart kom. Ons het so baie dinge eintlik om waarvoor ons dankbaar kan wees. Maar bid dit net vir hom terug. Sê net vir hom dankie. Dankie Jesus, dankie. Miskien is daar een of twee dinge wat jy by die kruis vanaand wil neersit. En wat jy wil regmaak met hom, wat jy wil bely. Miskien was daar iewers in die week iets wat jou ontstel het. Miskien het jy woorde geuiter wat jy weet nie reg was nie. Miskien was jy meer nie op die plek waar God dit wou gehad het hierdie week nie. Miskien was daar net iewers 'n gedagte wat nie in lyn was met sy gedagte. Iets wat jy kan sê, Here, ek is jammer daaroor, ek los dit, ek vra dat U my sal vergewe, my skoon sal was. Dis hoekom die bloed van die lam gevloei het om ons sondes te bedek, om ons skoon te was. Miskien is daar iets wat jy wil vra. Miskien het jy 'n dringende behoefte vanaand om iets van die Here te vra. Al is dit iets wat vir jou lyk of dit onmoontlik is. Vra dit nou. Maar vra dit met geloof. Vra dit met vertroue. Vra dit met hoop. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in my lewe. En help my. Help my om so aan U vas te hou. Dat ek nie verlei sal word deur die bose nie. Dankie dat U sorg. Dankie dat U weet wat het ek nodig. En dankie dat ons dit in die naam kan vra bo elke naam. Die naam van Jesus. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid en die heiligheid tot in ewigheid. Amen. En almal sê amen. Ek weet nie wat hoor julle as julle met mense praat nie, maar wat ek baie keer hoor is, ek hoor mense sê, ek weet nie of gebed regtig werk nie. Ek bid nou al lank vir 'n ding en my situasie verander nie. Ek hoor mense sê, ek weet nie eens of die Here na al hierdie gebede kan luister nie. So baie as dit en of hy elkeen kan antwoord nie. Ek hoor mense sê, ek weet nie of dit my regtig help om te bid nie, want dit voel vir my ek bid teen die dak vas, jy weet, dit kom nie verder nie, dit voel vir my ek kom nie deur nie, dit voel vir my daar's 'n plafon tussen my en die Here. Ek hoor wel dat mense sê, ek het gebid en daar was 'n deurbraak gewees. Ek het gebid en ek het vrede gekry. Ek het gebid en die saak wat is reggestel. Ek het gebid en God het die omstandighede verander. Ek hoor dit ook. So wat ek net weet is as ons praat oor hierdie tema vanaand, dan moet ons kyk wat sê die Bybel of gebed werk. En as ons kyk na die Bybel, dan sien ons reeds in die Ou Testament, ons sien gebed in rooi geskryf oor baie bladsye van die Bybel. Vroeg in die Bybel, 1 Kronieke 4 vers 9, sê Jabes, as 'n eenvoudige gebedjie, hy vra net 4 goed. Hy sê, Here, vergroot my grondgebied. Hy sê, vul my met die Gees, laat U seën op my kom, beskerm my teen onheil en pyn, en die Here gee dit vir hom. Salomo bid in 2 Kronieke
32:5 in 2 Kronieke 1:8 vra Salomo, Here, gee vir my wysheid. En wat doen God? God gee vir hom wysheid en alles wat daarmee saamgaan. Ons het vanoggend gehoor, Hanna het by die tempel gesit en gebid vir 3 dae en God het Samuel gegee. Moses bid 'n pad deur die Rooi See. As ons kyk na die skrif, dan sien ons Nehemia. Wat doen Nehemia? Nehemia bid en in 52 dae voltooi hulle die stukkende muur. Terwyl hulle meer gebid het as wat hulle gewerk het. Hulle het langer gebid as wat hulle gewerk het. As ons in Handelinge 12, julle weet wat staan daar, Petrus is in die tronk. En wat doen die gemeente? Die hoofouderling bel nie die prokureur in die gemeente en sê, hoor, jy gaan haal hom vir my uit nie. Hy doen nie dit nie. Hulle kom as gemeente, korporatief, by mekaar in Maria se huis, en hulle gryp die Here aan en hulle vra vir hom om in te gryp in Petrus se omstandighede. As gevolg van hulle gebede, is daar 'n aardbewing wat kom, en die aardbewing veroorsaak uiteindelik dat Petrus uit die tronk uit kan stap. Is dit genoeg voorbeelde om te sê, die skrif sê? Nou praat ons nie eers van die 10 dae in die bofortrek nie. Hulle het geen strategie daar uitgedink om die kerk uit te rol of om organisasies uit te rol in die wêreld nie. Hulle het vir 10 dae aan mekaar gebid in eenheid en God vertrou en God het die revival gegee. So die Bybel sê dat gebed werk. Die verlede sê dat gebed werk. So ek kan vir jou storie op storie vertel van uit die verlede uit die geskiedenis uit wat sê wanneer God se kinders bymekaar gekom het, was daar uitkoms, was daar deurbrake en was daar geestelike reën gewees. Die Bybel sê gebed werk. Die geskiedenis sê gebed werk. En die hede sê gebed werk. Wie van julle kan getuig dat iewers in jou lewe het God 'n gebed van jou geantwoord? Ons moet dit net meer en meer glo en beoefen sodat God sy werk in ons kan doen. Nou kom ons kyk na een gedeelte vanaand in 1 Konings 18. Ek gaan so 3 gedeeltetjies lees. Dit gaan op die skerm wees. Gaan vers 1 lees en dan weer vanaf vers 33 af. Hy sê na 'n lang tyd. Dit was omtrent 3 jaar. Het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê. Onthou nou, Elia het gebid en toe vir 3 jaar het dit nie gereën nie. Toe kom God na hom toe en hy sê vir hom, gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer in die land laat reën. Nou vers 33. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stikkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen dit weer, en hulle het nog 'n keer gedoen. En toe sê hy, doen dit 'n 3de keer, en hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar, en selfs die sloot rondom het vol geword. En teen die tyd van die aandoffer, het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel. En dat ek U dienaar is, wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here. Antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is. En dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af. En dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. En selfs die water om die sloot word opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God. Die Here is God. Vers 42. Agab het toe gaan eet.
Maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig, met sy kop tussen sy knie, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe, en kom sê, daar is niks. Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur, en na die 7de keer het hy kom sê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in, en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lig donker geword en die onweerswolke, die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak, en Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Elia se gebed. Elia was 'n tisbiet, dit beteken bywoner. Hy was 'n mens net soos ons, dit sê die Bybel in Jakobus 5 vers 15 en 16. Hy was 'n mens net soos ons. En vir 3 jaar het dit nie gereën en wat het gebeur? Daar het hongersnood in die land gekom. En toe sê God, ek sien, ek hoor die volk se geroep, ek sien hoe kreun hulle, ek sien hoe kerm hulle, ek hoor hulle, maar ek wil hulle moet voor my verskyn. So gaan sê vir die volk, hulle moet kies. Hulle moet kies tussen Baal, of hulle moet kies tussen my, as die God van Israel. Het laat my nogal dink aan dit wat Josua ook gesê het, vir die volk, in Josua 24:15. Wat het hy gesê? Kies wie julle wil dien, en ek en my huis, ons sal die Here dien. Sê dit net sag in jou hart, ek en my huis, ons sal die Here dien. So onthou nou, Baal was die god van reën, hy was die god van storms, hy was die god van vrugbaarheid. So die volk, die boere, het Baal vertrou, dat het op die regte tyd sal reën, en dat hulle op die regte tyd die oeste sal insamel. En wat gebeur toe? Hierdie Kanaanitiese boere het na Baal gekyk vir reën. En toe sê hulle, okay, kom ons maak reëls. Jy bou 'n altaar, en jy sit 'n bil daarop, en jy vra vir Baal om dit aan die brand te steek. En ek sal 'n altaar bou, en jy vra en ek sal 'n bil vasmaak, en ek gaan vir my God vra, en die een wat die vuur aansteek, wat die wonderwerk doen, die ander word doodgemaak. Nou wie van julle was al op Karmel? Daar is hy. Nou ja, daar in daai kantoortjie net reg langs waar Elia se standbeeld is, daar is 'n voorbeeld van 12 klippe wat hy op mekaar gesit, van die 12 stamme van Israel, en later verwys hy na die 12 disippels. So 12 klippe het hy gevat en hy het hulle op mekaar gesit, en uiteindelik het hy die altaar gebou, en toe begin hierdie Baal ouens bid. En hulle raas, en hulle blaas, en hulle sny hulle self, gaan lees bietjie die hele teks, ek het nie tyd om die hele teks te lees, hulle sny hulle self later, om vir Baal te sê, maar hoor hierso, hier's bloed, kom, asseblief help ons, maar niks gebeur nie. En toe kom Elia, en hy roep die naam van die Here aan. Eenvoudig, hy het nie geskree nie. Here, bewys u krag. Hierdie mense sal sien, u is die God van Israel, en konfronteer hierdie altaar. Maar Here, kom ons oortuig hulle van 'n wonderwerk. En met hoeveel kannetjies water, hoeveel emmers water het hulle oor die altaar gegooi? 12. 21. Nee, meneer 21 is nie, hy is hier vanaand. Okay. Jy's nou meneer 12, Rudy. So hy het 3 keer sy waterdraers, hulle was 4 gewees, so 12 emmers gegooi. Papnat. En toe doen God die eerste wonderwerk. Hy steek alles in die brand en hy vernietig alles, selfs die klippe. Okay? En nou spring ek gou vinnig vorentoe. Hy doen toe 'n tweede wonderwerk. Hy laat kom reën uit 'n wolk uit wat so groot is soos 'n man se hand. So God bewys sy krag deur die gebed van sy kind. Een van die probleme vandag in die kerk, algemeen, is die kerk het
gebed as 'n afgeskeepte dissipline begin gebruik. Ek weet nie wat sien julle nie. Wat hoor julle wanneer julle met mense praat in ander gemeentes en sommer net oor die kerk? En wat sê jou broer in die Kaap en die ander een in die Boland en die ander een in die Noord-Kaap? Wat gebeur in hulle gemeentes? Ek weet nie van 'n gemeente waar daar gebedsherlewing is nie. Met ander woorde, waar hulle die Here julle is waarskynlik die naaste, die God vasgryp en hom vertrou dat hy die gemeente en die gemeenskap sal verander. Ouens, kom ons wees eerlik met mekaar, die kerk is biddeloos. In 'n baie groot mate. 'n kerk op haar knieë is onoorwinlik, het Dr. Andrew Murray gesê. Maar 'n kerk wat probeer staan, is alreeds oorwin. Toets bietjie jouself. Kom ons bring dit na onsself toe. Ek praat nou met my. Hoeveel tyd spandeer jy regtig in gebed? Is daar 'n dringendheid wanneer jy met die Here praat? 'n erns, 'n passie van Here, ek vra hierdie ding asof my lewe daarvan afhang. Of beleef ek nie regtig intimiteit met God nie? Party mense sê vir my, hulle weet nie hoe om te bid nie. Hulle weet nie wat om te bid nie. Iemand sê nou die dag vir my, hoorie Willem, asseblief, moet my nie kwaadlik neem nie, maar ek kan nie hardop bid nie. Ek sê, maar ek het nou die dag gehoor, jy kan hardop skinder. Jy sien? Die Bybel sê, klop en soek en vra. Ek het vanoggend gesê ek sal dit noem, daar is 'n studie gedoen in Amerika, waar hulle na 'n klomp gemeentes toe gegaan het en veral na paas toe wat saam met hulle gesinne bid. En hulle het agtergekom, hoor nou, die statistiek, ek skiep nou net 'n lang storie, long story short. Hulle bid 30 sekondes in die oggend. Die meeste van hulle 30 sekondes in die oggend en 60 sekondes in die aand. Dis die tyd wat die gemiddelde ou aan gebed spandeer. Nou, ek besef, dis nie noodwendig nodig om 2 of 3 ure op jou knie te staan nie. As dit is wat God van jou vra, natuurlik. Ek bedoel, ek herinner myself, toe Willie Maree by ons kom preek, en dan bly hy daar by ons, en dan vat hy net sy hoed, nie sy Bybel nie, hy gebruik net 'n kansel, hy vat net sy hoed, en voor ons by die deur uitstap, dan sê hy, ou boet, kom ons bid, en dan bid hy so 2, 3 sinne, maar alle wêreld. As hy bid, dan voel dit vir jou of hy die hemel raak. 'n Kort gebed. En dan kom hy by die kerk, by die gebou, en dan preek hy. En dan is daar vuur van God. So dit gaan oor wat in ons harte is. En waaruit, wat is dit wat in ons hart uit, waaruit ons bid? Moet jy sien, gebed begin immers by God. God sê, my huis sal 'n huis van gebed wees. God bring gebed bring die seën van God. Hoor nou hierdie ene, skryf, die van julle wat skryf. Min gebed het min vrug, sal daar min vrug wees. Want buitengewone resultate vereis tog buitengewone maatreëls. Is dit nie waar nie? Buitengewone resultate wat jy wil hê, vereis buitengewone maatreëls. Ek sê weer wat ek vanoggend gesê het, die kerk soek nie nuwe metodes nie, die kerk soek nie nuwe strategieë nie. Die kerk soek manne en vroue wat voor God se troon hom vashou en hom bly vashou totdat hy antwoord. Luister, jy kan 'n kanaal wees waardeur God se krag kan vloei. God wil jou gebruik. Jy's nie te dun en te min nie, jy's nie te ongeestelik nie. Jy's nie te sondig nie. God wil uit jou gekies om jou te gebruik. Jy sien, as God gaan nie van jou vra wat jy nie kan doen nie. Maar hy vra wel vir jou wat jy kan doen. En as jy Jesus Christus in jou lewe het, dan kan jy mos bid. Dan kan jy mos sê, ek is 'n kindjie klein en teer, maak my hartjie rein, o Heer. En jy kan hom soek in gebed. Gebed begin by God. So jy het 2 gebedsvernote. So jy's nie alleen wanneer jy bid nie.
Jy het 2 gebedsvernote. Jy het 'n gebedsvernoot op die troon. Jesus sit nou en bid. Ek glo hy noem elkeen van ons se name wat vanaand hier sit. Hy pleit, hy vra, hy sit op die troon. En jy het 'n inwonende gebedsvernoot, die Heilige Gees. So Jesus se intersessiewerk is in die hemel en die Heilige Gees se intersessiewerk is in jou hart. So Jesus is die intercessor buite om ons en die Heilige Gees is die intercessor binne om ons. So wat doen hierdie gebedsvernoot op die troon? Wat doen Jesus? 2 goed. Hy pleit vir ons. In Romeine 8:34 staan daar, as ons nou nie meer woorde het nie, dan pleit hy vir ons. En dit staan ook in Hebreërs 7 vers 25, hy sê, hy lewe sodat hy vir hulle by God kan intree. Is dit nie great nie? Hy lewe, Jesus, sodat hy vir ons by God kan intree. So wat doen jou gebedsvernoot op die troon? Hy pleit vir jou. Die tweede ding wat hy vir jou doen is, hy gee sy naam vir jou om in te bid. Johannes 14 vers 13. Wat julle in my naam vra, sal ek doen. Nou kyk, as jy nou 'n brief vir iemand stuur en daar staan onderaan, sê nou maar, regter Vermeulen. Regter Vermeulen? Dit dra gesag, né? Dit dra gesag. So oor die skoolhoof, oor daar teken, dit dra gesag. Dis autoriteit. Nou bid ons in Jesus se naam. En wat sê ons elke keer aan die einde? En in die naam van Jesus. So wat beteken hierdie gebedsvernoot vir ons, as hy vir ons pleit? Hy gee sy naam as autoriteit. Hoor nou mooi. Dis asof hy daardie gebed namens my bid. Want hy teken hom onder. In Jesus se naam. Dit is so mooi, hoor dit wat sê die Engels. Hy sê, to pray in Jesus' name means to pray in His Spirit, in His compassion, in His love, in His concern. In other words, it means to pray a prayer that Jesus Himself might to pray. Met ander woorde, dis asof Jesus dit vir jou bid. Dis wat ons intercessor op die troon doen. So wat doen ons gebedsvernoot, die Heilige Gees in ons? Romeine 8 vers 26. Hy sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. En ons weet nie wat en hoe om behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. So die Heilige Gees in gebed is jou helper. Hy sê een as jy bid wat vir jou woorde gee. Hy sê een as jy bid wat vir jou 'n prentjie gee, of 'n foto van iemand, of 'n skets van iets, of 'n gedagte. So as hy dit doen, dan vra hy dat jy sal reageer. Ek sit nou die dag in die kar, ek ry mos nou baie. Nou sit ek in die kar, nou bid ek vir 'n betrokke persoon. Ek het hom nie goed geken nie. Ek het hom 'n paar keer ontmoet, 2 keer ontmoet. Maar toe ek nou bid, toe skielik, woe! Hier kom hy ou se foto en sy naam by my op. Ek het nie gevra vir dit nie, ek het nie aan hom gedink nie, ek het nie rede gehad om aan hom te dink nie, maar hier kom hy op. Dan weet jy, dis die Heilige Gees wat wil hê moet vir daai persoon intree. Ek bid toe vir hom, en toe ek klaar gebid het, hoe vat ek my foon en ek bel hom. Ek sê, hoorie so, ekskuus, Chris, dit gaan nou vir jou baie vreemd lyk, of baie vreemd klink, ek ken jou nie regtig nie, weet, ek sê ou wat jy nou die dag ontmoet het, hy weet nie wie is ek nie. Ek is die ou wat ons nou die dag ontmoet het by die funksie. Ek het net nou beleef, ek moet jou bel en vir jou vra, hoe gaan dit met jou, is daar iets wat ek vir jou kan doen? Hy sê, hoe het jy geweet, ek is in hierdie groot krisis? Ek sê, nee, ek het nie geweet nie, ek het net probeer gehoorsaam wees, maar wat kan ek vir jou doen? So met ander, hoor julle, so dis die Gees wat inspraak gelewer het, en ek wat gehoorsaam gereageer het, en uiteindelik kon een van God se kinders gehelp geword het. Die inwonende Gees is die een wat my help. Dit is 'n verskriklike lang Griekse woord wat hy gebruik hier in Romeine 8. Maar die woord beteken om vas te hou aan.
So wanneer jy bid, is die Heilige Gees daar as 'n pilaar om vas te hou aan. Ek trou nou, die dag, seker met julle ook al gebeur, ek trou nou die dag iemand. Maar nou sê hy gully man is, sy so. Nou sê ek vir haar, luister lady, jy moet ietsie eet voor die tyd, jy gaan omval, want dit is warm. Nee, oom is reg so. OK. Nou jy het sê nie na die oom geluister nie. En man, ek het nie so lank preek gehad nie. Jy weet, ek het om die eerste draai gegaan, ek was nog nie eens in Kanaan nie. Die eerste draai, toe sien ek, en ek sê vir die bruidegom, vang haar. Hulle het gelukkig ingestaan, hulle was so gehak in mekaar. En ek sê, vang, en hy hou haar regop. En ek kom toe, ons bring toe nou 'n stoel en lalalala. Maar dit het my laat dink aan wat kan ons doen met die Heilige Gees? As my bene begin, dan is hy daar om my vas te hou. Hy is daar om my op te tel. Hy is daar om vir my nuwe woorde te gee. Hy is daar om my te bemoedig. Hy is daar om my te versterk. Maar jy moet op hom fokus, want ek sien nou, ek lees jou gedagtes, jy dink, maar okay, hoe doen hy dit nou? Hy doen dit. Jy moet op hom fokus. Jy moet vir hom vra, hy moet jou leer om sy stem te ken. Sodat wanneer jy op die bousite is, dat jy agterkom. Ek moet daai ding sien. Ek moet daai ding sê. Ek moet daai ding hoor. Jy sien, dan is jy in tune. Dan maak die radio nie so Maar die probleem is, ek praat met myself, ons leef in die fast lane. Kyk, as ek by Pick n Pay is en daar is een van die tannies moet so trollie voor my, ek staan nie agteraan, ek is haastig van, ek kyk waar is die ene van 10 items, ek soek hier. Ons moet nie geestelik so lewe nie. Ons moet geestelik stadiger lewe, want hoe stadiger ek lewe, hoe meer tel ek op wat God vir my wys, hoe meer is ek bewus van Jesus op die troon wat vir my pleit, hoe meer is ek bewus van my inwonende vernoot wat my wil help en wat alles moontlik maak. Ek en jy moet net gewillig wees om te luister na hom. Eenvoudig, dankie vir daai, dit was 'n goeie tyd om enetjie te gee. OK, ek gaan nie so lank preek soos vanoggend nie, ek maak amper klaar. Wat het hy gesê? Ag nee. Nee, ek kan julle nie wen nie. Nee. OK, Andrei. Sal die musikante kom asseblief wat die slotlied speel? OK. Nou is daar mense wat sê, hoekom werk gebed nie? Hoekom beleef ek dat God my nie antwoord nie? Jy weet, dis nou soos, sê nou maar, wat is die goed wat maak dat ek nie goed kan sien nie? Sê nou maar, ek vat 'n bietjie water, né? Wat so 'n bietjie gemeng is met 'n bietjie modderigheid en ek spat op Andrei se bril. Hy gaan nog kan sien. OK, hy gaan nog kan sien. Maar sy uitsig gaan versper wees. OK? Ek onthou my ma altyd as sy beskuit of vetkoek, sy was 'n goeie bakster. Beskuit of vetkoek of afval. Daai bril, hy was so gejam en gevet aan die einde van die dag. Ek het nie geweet hoe kan sy deur hom sien nie. Ek dink altyd aan dit. Sy kon sien, maar uitsig was gesper. So wat versper ons uitsig wat maak dat ons beleef God hoor ons nie? 1. Sonde. In Jesaja 59 vers 1 en 2 sê die Bybel, dis die sonde wat skeiding maak tussen julle en God. Hy is die muur wat gebou. Hy sê, dis 'n harde woord. Hy sê, dis hoekom ek my nie meer aan julle steur en nie na julle wil luister nie. So God is nie tevrede met sonde in ons lewe nie. Sonde hou ons terug. Veral bewuste, onbeleide sonde. OK? Bewuste, onbeleide sonde. As 'n tweede ding wat my uitsig versper, en dis selfsug. Baie keer bid ons net op grond van Jakobus 4 vers 3. Bid ons net vir onsself. Ek is nie 'n vreeslike skrywer en 'n vreeslike journal ou nie. Dit is nie my styl nie. Maar dit is baie goed om soms van jou gebede neer te skryf.
En na so 2-3 jaar, dan gaan kyk jy terug in daai journal. Dan gaan kyk jy, hoe het jy gebid. Ek het dit een keer gedoen. Ek kon nie glo. Toe ek na 5 jaar terug sy gebede kyk, en ek sien hoe oppervlakkig was dit. Hoe het ek eintlik net vir myself gebid? Hoe selfsugtig was ek? Hoe het ek maar net die grocery lysie voor die Here neergesit en gesê, Here, asseblief, so gou as moontlik moet U hierdie sake vir my nou regmaak en voorsien. So doen dit 'n bietjie, gaan journal 'n bietjie, dat jy agterkom, moenie selfsugtig bid nie. Ons moet eintlik in 6 konsentriese sirkels bid. Soos wat Jesus ons geleer het in Johannes 17. Natuurlik het hy begin deur vir hom self te bid. Ons mag. En toe het hy gebid vir sy disippels. En toe het hy gebid vir sy gemeenskap. En toe het hy gebid vir sy familie. En toe het hy gebid vir verder. En toe het hy gebid vir die wêreld. Dis eintlik ons moet bid. OK. As nog 'n kolletjie wat my uitsig versper. Dis wat die Bybel sê, luiheid. Ek lees nou nie dat gewoord raak, nee. Kyk, partykeer as jy, kom nou nie so vroom lyk nie, julle wat sê ek moet ophou preek, nie so vroom lyk nie, as die wekker afgaan, wat doen jy, druk hom dood? Ek het gister so 'n harde dag gehad, ek het sleg geslaap, my slaap het nie gewerk nie, so, ek kan skiep vanoggend. Daar staan 'n verskriklike woord in Jeremia 48 vers 10, hy sê, daar rus 'n vloek op hulle wat traag is om hulle werk te doen in gebedswerk. So luiheid beteken dat ek nie met God konnekteer nie, en baie mense sê, en ek weet van die revivaliste het dit gesê in die verlede, jy weet, as ek die dag nie met God begin nie, is my dag omgekrap. 'n Mens moet 'n dag met God begin, dat jy rustig en kalm, mooi gefokus in die dag ingaan. Luiheid. Daar's nog 'n ding wat ons uitsig versper. Ongeloof. Jakobus 1 vers 6 sê, luister, julle moet gelowig bid, julle moet nie soos branders wees wat heen en weer geslinger word nie. So, baie keer dan bid ons, maar ons glo nie regtig wat ons bid nie. Is julle by my? Ons bid, maar ons glo nie regtig, want met ons rasionele verstand dink ons, hierdie kan nie gebeur nie. Ek wonder hoe het Moses gevoel toe hy voor daai see gestaan het. In Eksodus 14 vers 14, kyk, dit was die toets van sy geloof. Want langsom was hier 'n berg, die van julle wat al saam met my by Kades Barnea was, hier was 'n berg, hier's 'n berg, agter hom hoor hy die Egiptenare se perdewans, en voor hom is die see. En wat nou? En hier's party mense sê 1 miljoen mense wat saam met hom hier moet deurgaan. En wat sê hy vir hulle in 14 vers 14? Hy sê, moenie bang wees nie, wees julle maar stil, soos wat julle hulle nou hoor, sal julle nooit weer hoor en sien nie. Wees julle maar kalm, die Here sal vir ons veg. 14:14 van Eksodus. So hy man het met geloof gebid. Hy het nie situ nie. Nie, okay Here, as u nou regtig, Here, as u hierdie perde nou kan, nee. Hy het sy staf gevat en hy het gesê, in die naam van die Here, wat my geroep het en wat my in die land van Kanaan wil bring, skuif oop. Hoor jy, as gesag. Mens moet met gesag bid, nie met 'n oordrewe selfbeeld en met 'n oordrewe selfaksie nie. Nederig, selfloos, maar vol geloof. Daar's nog 'n ding, nog 'n spatsel wat my uitsig 'n bietjie versper, en is onvergewensgesindheid, Matteus 6 vers 14. Daar is 'n warm teks, hoor. Hy sê, as jy nie ander mense se sondes vir hulle vergewe nie. Hy sê, hoe is dit dan nou met jou? Dan gaan ek ook nie jou sondes vergewe nie. So baie van ons mense loop met, ek weet nie wat se Afrikaans nie, grudges, onvergewensgesindheid in ons harte rond teenoor mekaar. Partykeer is dit familielede wat kwaad is vir mekaar, broers wat kwaad is vir mekaar, mense wat jarelang nie met mekaar praat nie. Ek trou nou die dag mense, die een sit aan daai kant van die, hulle is Christene, voilà, sê dit, die een sit aan daai kant van die saal, die ander sit aan daai kant van die saal, hulle praat nie met mekaar nie. So hoor julle, en die Bybel sê, ons kan nie heilige hande ophef, Galasiërs 3, ons kan nie heilige rein hande ophef, as ons hande nie rein is nie. So dit beteken nie hande wat met seep en water gewas is nie. Dit beteken reinheid van hart. As ons harte
reg is voor God, en die goed is bely, dan kan ons met vrymoedigheid na God se troon toe gaan. Daar's 'n laaste spatseltjie, en dit is ongedissiplineerdheid. En dit kry ons in Matteus 26 vers 40. Wat sê Jesus vir hulle? En julle kan nie eers 1 uur saam met my waak nie. Ongedissiplineerd. Dis hoekom ons vanmôre mekaar uitgedaag het, en julle wat nou by die kinderbediening was, soos wat ons altyd pledge vir 'n geloofsoffer, né, om geld te pledge. So het ons vanoggend tyd gepledge. Ons het 'n gebedsoffer ingestel, waar ons sê, okay, ons gaan 15 minute, 20 minute, 1 uur, 3 ure, meer bid per dag. En bite sizes, klein treetjies gee, maar heeltyd dit doen. Julle sal weet, julle ouens wat marathonne hardloop, jy kan nie eenmal in 3 weke oefen en dan gaan hardloop jy nou die Two Oceans nie. Dis kontinuïteit, jy moet elke dag gedissiplineerd, sy leefstyl om voortdurend met God te praat. Partykeer sê Marisa vir my, ek is 'n bietjie laf of belaglik. Want partykeer sal ons in Pick n Pay instap en sê ons, okay, Here, watter blikkie van hierdie goed moet ons vat? Wow. So dis maar net 'n ding wat ek probeer myself leer het, om God se stem te probeer hoor in die gewone alledaagse fyn dingetjies. Toets dit. Okay? Alright. Ons moenie vergeet met wie is ons besig wanneer ons bid nie. Okay? Moenie vergeet met wie is jy besig. So dis die goed wat maak, as natuurlik nog baie, wat maak dat mense beleef, maar gebed werk nie vir hulle nie. Okay, nou wat moet ons doen? Wat het Elia gedoen? Hy het op 3 dinge gefokus. Natuurlik was die krag van God. Dis wat die uitkoms bring. Jy weet, om met nederigheid, ek het gesê, met selfloosheid, met hooploosheid, hulpeloosheid te kom, en God sal sy krag tentoonstel. Maar die feit is, hy het op 3 goed gefokus. En dis die goed wat jy saamvat vanaand. Hy vra die onmoontlike. Hy vra die onmoontlike. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer. 4 hou nie van water nie. Water maak 4 dood. Hout brand nie in water nie. As jy nat hout gekoop het by die garage, as jy nou weet, Sondag moet braai, dis nat hout. Ek weet wat sê julle dan, want ek sê dieselfde. Dan daai petroljoggie kry dit die volgende keer, want die hout is nat. Dit werk nie. Water en hout werk nie. En wat sê wat sê Elia? Hy sê, ek vertrou die God van die onmoontlike, dat hy dit moontlik sal maak. So wat het Elia gedoen? Hy het gebid met verwagting. Hy het nie halfhartig gevra nie. Hy het nie situ gevra nie. Wees versigtig om dit te doen. Dit paai jou net. Jy voel net lekker dat jy gebid het, maar jy glo nie regtig wat jy gevra het nie. En jy glo nie dat jy die onmoontlike kan vra nie. So wat doen hy? Hy vra die onmoontlike. Die tweede ding wat hy doen is, hy vertrou ten volle op God. Hy sê, en dat ek u dienaar is, wat op u bevel al hierdie dinge doen, 1 Konings 18 vers 36. Hy vertrou ten volle op God. Hy verplaas sy vertroue, sy hulpeloosheid, verplaas hy na God toe, op u bevel. Ons gaan môre aand praat oor Josafat, en hy gaan dieselfde beginsel by hom kry. So wat doen Elia? Hy vertrou vir die hy vra die onmoontlike, hy plaas sy vertroue ten volle op God, en dan, hy verwag wonderwerke. Toe kom vuur van die Here af, en het verbrand die offer, die hout en die klippe, vers 38. En toe doen hy 'n tweede wonderwerk. Toe hulle nog praat en die wind opkom, toe begin die reëns. So daar was 'n man, daar was 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. Okay? Hy was reeds op die berg, dis wat die Bybel sê. So dit was nie 'n paar minute daarna nie, toe die wapendraer vir hom kom sê, hoor hierso, daar's 'n wolk so groot soos 'n man se hand. Toe sê hy, okay, maak gereed, gaan af, die reën gaan julle vang. Dit het al in ons tyd ook gebeur. Toe ek 'n laaitie was op Ligte Morani, 'n groot klipkerk.
Ek dink is Willie of een van daai wat kom preek het op 'n dag van gebed van Vereen. Ek onthou nog daai dag. En hy sê toe, Here, ons vertrou U dat dit wat U vandag gaan doen, wat U in Elia se tyd gedoen het. En toe hy die seën uitspreek, toe sê hy, julle moet nou maak dat julle by julle karre kom. En toe ons by die kerk uitloop, toe is daar sulke druppels wat val. Toe begin die reën. Dit het in ons tyd ook gebeur. Want die krag lê nie in ons nie. Die krag lê in God. OK, ek maak klaar. Wil jy verandering sien in jou lewe? Begeer jy verandering? Hierso. Wil jy sien dat mense tot bekering kom in die dorp? Wil jy sien dat mense geestelik groei? Wil jy sien dat die vuur van die Gees mense se lewens sal aan die brand steek? Wil jy dit sien? Wil jy dit beleef? Wil jy sien dat huwelike herstel word in hierdie dorp? Wil jy sien dat verhoudings heel gemaak word in die dorp? Wil jy sien dat die buurt waarin jy bly veilig is? Wil jy regtig die krag van God beleef? Dan sê die Bybel, jy moet 'n huis hierdie is 'n huis van gebed. As jy dit wil sien, moet jy uit jou wegspringblokke uitkom. Jy moet uit jou gebedswegspringblokke kom. Ek gaan klaar maak met 'n storie. As 'n gansdominee in 'n gansgemeente. En daai gansdominee praat elke Sondag, sê hy dieselfde ding. Elke Sondag sê hy, hoor hierso? Julle moet julle vlerke oefen. En eendag gaan ons binnekort gaan ons vertrek na 'n plek waar ons eintlik hoort, na ons bestemming waar ons eintlik hoort. En dit was iewers in Kanada afgespeel. Daai stadium was dit lekker lente geweest, daar was baie kos. Hulle het gedoen wat baie lidmate doen en uitgestap en die week gaan lewe net soos hulle wil. En volgende Sondag toe kom hulle weer terug in die dominee dieselfde boodskap. Luister gemeente van Gansland, julle moet julle vlerke oefen want binnekort gaan ons vertrek na die bestemming waar ons eintlik hoort. En dan het hulle gegaan en presies dieselfde gedoen en volgende Sondag teruggekom. Tot een Sondag. Toe sê hy gemeente van Gansland, die dag is hier. Ons gaan vandag vertrek na die bestemming waar ons eintlik hoort. En julle wie se vlerke geoefen is, kom saam met my. En hy het begin vlieg, hy het sy vlerke begin klap, en hy het verdwyn in die blou lug. Party van hulle het tot op die ganshok se dak gekom. Party kon nie opstyg, so dik was hulle nie. En die wat nie kon opstyg nie, die wat agtergebly het, die wie se vlerke nie geoefen was nie, is daardie jaar vir die Kersmaal geslag. Gemeente van Ermelo, ek smeek jou in die naam van Jesus wat die brief teken, in sy naam, oefen jou gebedsvlerke, want ons gaan binnekort vertrek na die bestemming waar ons eintlik hoort. Jesaja sê, ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hoor nou, hulle sal dag en nag roep, hulle sal nie stil bly nie, hy herhaal dit, hulle sal nie stil bly nie, totdat hy die roem van Jerusalem, totdat hy die roem van Ermelo herstel het. Moenie stil bly nie, soveel as wat jy kan. When God is ready to do a new thing amongst his people, he sets them praying. As God gereed is om iets te doen onder sy mense, dan steek hy hulle aan die brand om te bid. Ek wil jou uitdaag. Wil jy nie vir die volgende 7 dae, elke dag 7 ekstra minute vat, vir 7 verskillende dinge bid, maak 'n lysie, en vir 7 dae, as jy sou wou, en jy kan, die Daniël vas doen, vrugte, groente, water, ensovoorts. Om jou kop, jou lyf, gefokus op hom te kry,
sodat hy kan doen in jou lewe wat hy wil. Al doen jy nie die vas nie, is okay. Maar 7 dae, 7 ekstra minute, 7 sake. En volgende week, of die week daarop, kom na Andrei en die leierskap toe leser hulle en kom sê, wat het God vir jou gedoen? Sodat dit 'n getuienis wees van hierdie gemeente. Dat hierdie gemeente is 'n huis van gebed. Here, ons kom buig voor U vanaand, net voor U. Ons dankie Jesus dat U die een is wat vir ons nou intree by God ons Vader, dat U pleit, dat U smeek. En ons weet in Afrikaans wat beteken pleit, Here. Dit is om met 'n afwagting, met 'n verwagting, met alles wat in ons is, U te vra. Asseblief, Here. Dankie dat U pleit vir ons. Maar dankie Gees dat U ons inwoning is. En dankie dat U sekere dinge aan ons openbaar wanneer ons met U besig is. En dankie dat ons enige tyd van die dag of die nag is ons besig met U. Dankie dat ons 24 uur uit die 24 uur is ons kinders van God. Heilige Gees, praat met ons. Praat met ons, wees met ons besig. Ons begeer om 'n huis van gebed te wees. En ons vra vir U die onmoontlike. Here, doen 'n nuwe ding. Ons vra dit met verwagting, ons vertrou U. En ons hoop is volkome op U. Here, en maak dit vir ons prakties hierdie week, prakties. Dat ons het vanmôre gesê, ons sal tyd gee om met U te praat en om voor U te verskyn. Help ons nou. Geef ons 7 dinge vir elkeen van ons waarvoor ons kan bid, Here. En Here, as die 7 dae om is en U is nog nie tevrede nie, ons is nog nie deurgebid nie, dan hou ons aan. En dankie dat ons dit dan 'n dissipline kan maak. Maar hier is ons, sien ons harte. Sien ons harte, ons wil U dien met alles wat aan ons is. In Jesus naam. En dankie dat U hierdie gebed nou onderskryf met autoriteit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.